Goeiedag luisteraars, vandag praat ons bietjie oor die plekke waar Jesus se bloed gevloei het. Maar voordat ons by die kruisiging kom, sien ons dat Jesus se bloed vir die eerste keer in die tuin van Getsemane gevloei het. Toe hy net voor sy kruisiging daar gaan bid het saam met sy disippels. Jesus se sweet het as gevolg van ontsettende en oorweldige vrees in bloeddruppels verander. Dit is ook dan medies bewys dat die intensiteit van hierdie soort vrees, of die tipe vrees, jou sweet in bloeddruppels kan laat verander. Ek vra myself dan soms af, en is 'n vraag wat ek maar by jou ook wil los, met al die vrese wat ek al ervaar het, die intensiteit van die angs wat my bors en my keel soms toetrek, het my sweetdruppels al in bloed verander? En my antwoord is nee. Maar dit is 'n gesprek vir 'n ander keer, en dan gaan ons ook op 'n later stadium kyk, hoe dan om met vrees te deel. In Jesus se vreesaanjaende oomblikke, het hy nog steeds nie geswyg vir dit wat voor hom lê nie. Al het Jesus op sy gesig geval en gebid, tot sy Vader en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Jesus was totaal en al onderworpe en gehoorsaam aan sy Vader. En wat leer ons hieruit? Wel, deur hierdie opdrag van Jesus, is hy die perfekte voorbeeld vir ons. Dan ongeag, hoeveel vrees en spanning die wêreld, werkskollegas, familie, of wie ook al, op ons probeer plaas, het ons nog steeds die keuse, om in die autoriteit van Jesus se bloed onsself te onderwerp, aan die gehoorsaamheid en die wil van God. Jesus kon homself baie maklik gespaar het en gered het uit hierdie vreesaanjaende oomblikke. Maar hy het eerder die wil van sy Vader bo sy eie gekies. En deur sy bloedvloeiing het die genesing van innerlike neiging van sonde gekom, wat deur ongehoorsaamheid gebore kan word. Ek gaan jou ook vra om daar waar jy nou is, waarmee ook al besig is, net vir 'n oomblik tot stilstand sal kom. As daar 'n kruis in jou sigbare omgewing is, of dalk een wat jy kan vashou, dan dink jy net aan die volgende. Jesus se bloed het klaar vir elke situasie, vir elke vreesaanjaende oomblik, of wat se trauma jy ook al deurgegaan het, of nog steeds deurgaan, aan die kruis gevloei. Hy het daar klaar gemaak met innerlike neiging van sonde, waarvoor jy en ek vandag net nee hoef te sê. Onthou dan die volgende skrif wat ek graag aan jou wil gee, in 2 Timoteus 1:7. Want God het, maar ek wil jou vra vandag om jou eie naam daarin te sit en te lees dan, want God het vir u stel nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Hierdie 7 wonde van Jesus verwys na die volmaakte en onwrikbare liefde van God vir ons as mens, want hy het homself verneder, 'n kwesbare vlees aangeneem, en sy seun Jesus aarde toe gestuur, vir ons wat vir ewig verlore sou wees. Ons lees dan ook, dat God sy liefde aan ons bewys, daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Hoekom het Jesus hierdie daad gedoen? Hierdie daad wat homself, of wat hom soveel vrees gebring het, dat sy bloed in sweet verander het. Wel, Paulus gee ons die antwoord in Hebreërs 2 vers 14 en 15, sodat hy die ganse mensdom kan verlos uit slawerny van sonde en kon red uit 'n ewige dood. En hoekom moes hy dit doen? Want die woord van God sê vir ons, dat die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Jesus se kruisiging was nie net 'n besluit wat God sommer gemaak het nie. Hy het reeds dekade voor die geboorte van Jesus aan Dawid 'n belofte gemaak, dat hy vir hom uit sy nageslag 'n koning gebore sal laat word. Soos die woord beskryf, die Engelse beskrywing gee dit vir my soveel kragtig deur. Daar sal 'n koning gebore word, 'n righteous branch, 'n koning wat sal regeer, verstandig sal handel, reg en geregtigheid sal geskied.
As jy dit gaan snap, gaan Johannes 15 vir jou 'n liggie laat aangaan. Maar ek los dit vir jou om 'n selfstudie daarvan te gaan maak, 'n stilte tyd studie van 'n righteous branch in Johannes 15. Ons weet dan ook dat in die Ou Testament was diere jaarliks geoffer deur die hoëpriester vir die sonde van die mens, maar die hoëpriester van alle hoëpriesters, Jesus Christus, se bloed was die perfekte offer, wat ook net een keer nodig was vir verlossing en redding, vir die sondevloek vanaf Adam en Eva se tyd. Nooit weer het jy en ek nodig om 'n dier te offer. Jesus was reeds daardie offer en hy het gesê, as ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons van ons sondes te vergewe en van alle ongeregtighede te reinig. So kom ons kyk nou na die eerste wond wat Jesus opgedoen het. Dit is dan sy hoof, die wond op sy hoof, wat verwys na die doringkroon wat hy moes dra. Ek wil vir jou Matteus 27 vers 28 tot 30 lees in die Passion Translation. En terwyl ek dit vir jou lees, visualiseer die dorings van so 10,5 cm lank, wat aan daardie gevlegkroon was, wat soos 'n mis gevleg was en op Jesus se hoof ingeslaan was. They stripped off his clothing and placed a scarlet robe on him to make fun of him. Then they braid a crown of thorns and forcefully shoved it onto his head. After placing a reed staff in his right hand, they knelt before him and mocked him, saying, Hail, King of the Jews! Then they spat in his face and took the reed staff from his hand and hit him repeatedly on his head, driving the crown of thorns deeper. Hulle het Jesus heeltemal ontbloot, sy klere van sy lyf afgeruk, met die gedagte om hom te beskaam en te verneder. Dink nou vir 'n oomblik aan daai 10,5 cm dorings, wat hulle in sy hoof ingeslaan het. Kan jy jouself indink die pyn wat hy moes ervaar het, met daardie lang dorings in sy hoof, die vernedering van sy ontbloting, waardeur hy moes gegaan het, en dat hulle nog 'n bespotting van hom gemaak het ook. Hierdie was maar net die begin van sy martelinge, en boonop het hulle nog op hom gespieg, en sommige het hom nog met die stokke geslaan. Nou dink jy aan elke kopwond, dink aan elke vernedering, aan elke bespotting, wat van jou gemaak is, elke ontbloting, elke hou wat die vyand met sy riet, die dorings in jou hoof probeer inslaan het, van minderwaardigheid, van onvergenoegdheid, misleidende gedagtes van depressie en selfmoord, waar jy verwerping ervaar het, en vrees jou in die gevangenskap van die vyand gehou het. Dink aan die vuishoue van mense se woorde, wat jou toegedien was, maar waar mense jou as 'n slaansak van woorde gebruik het. Nou kyk jy na die kruis wat jy kan sien of vas in jou hand, en jy sien dat Jesus se kopwonde was die beloofde verlossing vir jou en vir my se geestelike toestand, vir elke emosionele kopwond, van woorde en van leuns, van elke kopwond, van vernedering, bespotting, was reeds deur die bloed van Jesus gegiet, sodat jy en ek 'n gesonde verstand vandag kan hê. Denke sonder die leuns van die vyand, sodat jy die mind of Christ kan aanneem. Jesus het reeds die prys vir elke emosionele toestand betaal, deur sy bloed aan die kruis. Nou kyk ons na sy tweede wond, sy verbryselde rug, wat oopgekloof was, deur die swepe, en so ook die wonde wat hy opgedoen het, om sy eie kruis te dra. Ons lees in Johannes 19:1, dat Pilatus die opdrag gegee dat Jesus gegeesel moes word, met leerswepe. Aan die punt van hierdie swepe was skerp stukkies been en metaal ingevleg, met die doel, dat wanneer die sweep enige iemand se rug tref, dit alles sal oopkloof, tot in die musselweefsel en die senuweestelsel, en met die terugruk van daardie sweep, word stukkies vleis uitgeruk. Dit was gesien as een van die gruisamste maniere van martelinge in die Romeinse tydperk. Nou elke sweep het 9 stinge gehad, en die skerp bene metaalstukkies was gewoonlik gebruik om gevangenisse te slaan voor hulle teregstelling aan die kruis. Met elke katsou was hierdie katsoue toegedien met die hoop dat die beskuldige sou sterf, nog voor die kruisiging. Maar dit was ook geweldige bloedverlies.
Die geeseling was bepaal deur 40 houe, maar hulle het op 39 houe gestop, omrede die slagoffer teen daai tyd reeds sou dood wees. Hierdie toediening tot Jesus se liggaam was die vervulling van Oud-testamentiese profetiese woorde wat uitgegaan het. Maar ek wil 2 teksverse uitsonder. Dit is in Jesaja 53 vers 5, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En 1 Petrus 2 vers 24, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruis uitgedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid kan lewe, deur wie se wonde julle genees is. Kyk nou weer na daardie kruis wat jy kan sien of vashou. Dan onthou jy die volgende: in die wrede toediening van Jesus se wonde is daar restaurasie tot genesing vir jou fisiese en emosionele toestande. Dit is die herstel vir alles wat nie in lyn en in die wil van God is nie. Met elke hou wat die vleis uit sy liggaam geruk was en sy bloed gestort het hy die mens se emosionele, fisiese en verstandelike toestande saam ons sondes en ongeregtighede op hom geneem, sodat jy en ek in elke aspek gesond kan word, en bewys hy ook hierdeur sy onwrikbare liefde aan ons. Ons kyk nou na sy deurboorde hande. Hierdie was dan ook een van sy mees sigbaarste letsels van wonde wat hy opgedoen het. Sy deurboorde hande was ook die vervulling van Oud-testamentiese profesieë. Thomas was ongelowig en hy het baie getwyfel of dit Jesus was wat voor hom gestaan het. Eers toe hy sy vinger in Jesus se sywond ingedruk het hy geglo. Ons lees in Psalm 24 vers 3: Wie mag opklim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? En ons sien die antwoord in vers 4: Hy wat rein van hande en suiwer van hart is. En Jesus se bloed het ons gereinig van alle sondes, en is daar nou niks wat ons keer om in die allerheiligste in te gaan nie, en in God se teenwoordigheid te wees, om hom te aanbid en te verheerlik nie. Jy het nooit weer nodig om onwaardig te voel. Deur jou geloof en in sy bloed staan ons nou in sy geregtigheid, en kan ons vrylik tot in sy teenwoordigheid, tot in sy heilige plek inbeweeg. Kyk nou weer na die kruis voor jou, of wat jy vashou, en sien hoe God se hande, hoe God jou hande seën, deur die bloed van Jesus se hande, sy deurboorde hande, en dan besef jy, dat jy ook vandag die siekes kan hande oplê, en in sy naam, en onder sy bloed, sien ook, hoe jy vir jou kinders, familie en vriende kan bid, kan hande oplê, en sien dan nou, die gesag wat jy het, in jou hande, deur die bloed van Jesus Christus, sy deurboorde hande. Ons kyk nou daar sy deurboorde voete. Net soos die deurboorde hande van Jesus, is sy deurboorde voete ook die vervulling van Oud-testamentiese profesieë. Die spykers deur sy voete aan die kruis was 'n belangrike element. Jy sien, liewe mens, vir die misdadiger was dit nogals moeilik om asem te haal wat aan die kruis gehang het. So met die gevolg het hulle met hulle voete opgedruk na boontoe, om vir 'n oomblik van verligting asem te kan haal. Kan jy jouself indink wat so ondraaglike pyn dit vir iemand sou moes wees? Dan om die proses aan te help, het die soldate hulle bene gebreek. Maar hulle het nie Jesus se bene gebreek nie, en dit was ook tot vervulling van profeseë wat uitgegaan het. Voete in die Bybel verwys na oorwinning. Jesus self het gesê in Lukas 10, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade kan doen nie. Kan jy sien wat gee Jesus jou? Hy gee jou mag, en hy gee jou krag, en dan sê hy, niks sal jou ooit skade kan aandoen nie. Wat 'n statement is dit nie wat Jesus maak vir ons nie. Kyk nou weer na die kruis in jou hand, of wat voor jou is, en dan onthou jy, dat Jesus se deurboorde voete jou die mag en autoriteit gee, om in boldness jou identiteit in Christus as seuns en dogters van God te kan opstaan teen enige aanslag van die vyand. Geen demoniese vestings sal kan standhou en kan bybly
onder die bloed van Jesus Christus nie. En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Laastens kyk ons na sy sywond. Om seker te maak Jesus was dood, het hulle 'n spies deur sy gesteek, opwaarts, en daar het water en bloed uitgevloei. Nog 'n profesie wat tot vervulling gekom het. Daardie wond deur sy het die toestand van sy hart bewys. Dit is ook al beweer dat Jesus aan 'n gebroke hart gesterf het. Hulle moes die spies opwaarts steek, deur sy longe tot in sy hart. Met ander woorde, tot in die middel van sy menswees. En so het Esegiel 36 in vervulling gegaan, dat hy vir ons 'n nuwe hart en 'n nuwe gees sal gee, deur die ou hart te vervang met 'n hart van vlees. Die belangrike vraag aan ons vandag is, gaan ons daardie nuwe hart van vlees aanvaar? Ons ou harde hart verruil vir 'n hart van vlees? Sy sywond herinner ons dat Eva uit Adam se sy gevorm is. Die fundamentele man en vrou verhouding, die gemeenskap tussen hulle, maar hulle was ook onderworpe aan 'n vloek na hulle ongehoorsaamheid. Jesus se bloed het daardie vloek kom breek en versoening tussen mens en God gebring, die verhouding kom herstel. Kyk nou nog 'n keer na die kruis en onthou jy dat Jesus se sywond en sy bloed gevloei het vir elke nood waarin jy verkeer, vir elke diepgewortelde pynlike ervaring en hartseer, vir 'n gebroke hart, vir emosionele trauma, waardeur jy gaan of mag gegaan het. Sy bloed het dit alles kom bedek, kom wegwas, dit op hom geneem. In hom het jy nie meer nodig om in gevangenskap van Satan te wees nie, of die spies wat die vyand opwaarts tot in jou hart wil steek te aanvaar nie. Ek het jou aan die begin gesê, hierdie is net 'n druppel in die emmer, om te probeer te beskryf die wonde van Jesus aan die kruis. Ek jou vra om die tyd uit te koop, om dieper te delg. Daar is soveel meer. Ek wil hê dan moet jy vandag jou communion vat, en soos jy dit inneem, sy liggaam, sy bloed, dan dink jy aan die wonde van Jesus, wat hy vir jou en my aan die kruis opgedoen het. Sy bloed, wat daar uitgestort was, tot daar niks meer oor was nie. Kom ons bid saam. Here, vandag kom ons na U in Jesus naam. En ons sê eers dankie vir dit wat U vir ons aan die kruis gedoen het. Die woordjie dankie klink te klein, maar woorde is daar nie om te kan beskryf die grootheid daarvan nie. Here, vandag bring ons elke sigbare en onsigbare wond na U. Want U het reeds alles op U geneem, sodat ons nie daardie sware las hoef rond te dra nie. Want U sê, U juk is lig en sag, en U nooi ons om U juk op U te neem. Jesus, U liggaam was gemartel, vlenters geslaan en stikkend, sodat ons vandag heel kan wees. Al die bloed was gestort, sodat ons nie vandag nodig het om bloed te giet vir ons sondes en ongeregtighede een keer per jaar nie. U was gebind, sodat ons vry kan wees. Jesus, U moes sterf, sodat ons kan lewe. U het die onverdiende prys betaal, wat ons nie sou kon betaal het nie. Here Jesus, ons Jesus, my Jesus, dankie vir U onwrikbare liefde, wat U aan ons kom bewys het. Dankie vir die restaurasiewerk, wat U kom doen het, tussen ons en U Vader. En ons loof en ons prys U heilige naam, in Jesus naam. Amen.